Broers en susters, hier voor op die verhoog het ons 'n dame wat ek ook vanoggend die eerste keer ontmoet het, maar wie se reputasie haar baie ver vooruit geloop het. Baie kortliks, toe ek op die beheerliggaam van Hoërskool Garsfontein was, het ek in die hoof vir dissiplinêre sake op 'n stadium met mekaar gepraat en ons het op haar afgekom en ons het haar genooi om met die kinders te kom praat oor 'n klompie goeters, want ons het gehoor sy's 'n baie dinamiese spreker en iets meer. En ongelukkig die dag toe sy optree, toe kon ek nie daar wees nie. Maar die terugvoer van die kinders en van die personeel was ongelooflik geweest. En die dag toe ek met haar praat om vir hierdie symposium te reël, toe is sy by die skool wat vir my die grootste vyand op my skoolloopbaan was, Hoërskool Monument. En nou is my skoonsussie se dogtertjie daar, en sy het onmiddellik gesê, ja, ek is hier en ek kom. Elsabeth Aldrich het aan die sy van haar diplomaat man al in Londen, New York, Windhoek en Washington gewoon. Luister mooi, sy is 'n oud drama student, 'n oud onderwyseres, 'n oud ambassadeursvrou, 'n oud verfkontrakteur, 'n oud bemarkingsbestuurder, 'n oud eiendomsagent, 'n oud boervrou en 'n oud skakelbeampte. So wat het sy nou nog nie gedoen nie? Wanneer dit by die meer ernstige goed kom, sy het 'n nagraadse diploma in suggesto-pedagogiek. Sy het verwerf en oor 3 jaar besoekende buitelandse dosente en studente basiese Afrikaans leer praat aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy is die afgelope 10 jaar 'n pretprater, 'n motiveringskonsultant en 'n opleier. Sy tree dikwels op as seremoniemeester en geleentheidsspreker. So as daar jong mense is wat wil trou, na vandag kan julle haar dalk boek as 'n seremoniemeester. Sy het ook 'n klompie boeke geskryf. Sy gaan vir na julle verwys daarna. Ek kan niks meer oor Elsabeth sê nie. Ek wil net vir haar sê baie welkom Elsabeth dat jy al die pad uit die Kaap uit gevlieg het om ons te kom besig hou. Ons luister graag na jou. Baie welkom. Die pa van 'n pragtige tienerdogter stap in die sitkamer in en tot sy groot ontsteltenis sit daar 'n wragtige kerel wat by haar kom vlerk sleep. Wat gaan hier aan? Sy skaars uit die doeke. Dis hopeloos te vinnig. Sy geweer is nog nie eers reg nie en niks nie. Hy sê, "Naand kerel." Die ou wip op, "Naand oom." Hy sê, "Petrus oom, aangenaam." Hy sê, "Naand Petrus, luister, ek wil net vir jou sê, hierdie lig in die sitkamer kom vanaand 10:00 af, né?" Petrus sê, "Dit pas my so oom, ek het nie eintlik gekom om te lees nie." Baie mense voel hormone rym nie verniet met demone nie, né? Ek wil net amptelik sê dat my fokus vandag is die tiener en ek is gevra om so bietjie uit my koneksie met julle te deel oor die vreemde spesie. En om dit lekker af te skop wil ek net vir julle vertel van die dokter wat die opsigter vra om 'n bietjie oog oor die praktyk te hou terwyl hy middagete eet. En Okosie is reg. Ure en 'n half later kom die dokter terug. Hy sê, "Dokter, hier was 3 pasiënte, ek het hulle somme gesien." Ek sê, "Maar Koos, dit was nie jou brief nie. Hoekom bel jy my nie?" Hy sê, "Nee, dit was maklik, die een het vreeslik gesnotter." Toe gee ek hom 'n pakkie Allergex, hy's dood happy weg. Die tweede een het 'n vreeslik gehoes. Toe gee ek hom 'n bottel van daai hoesstroopie wat dokter maak vir die winter. Maar die derde ene, ek toe so ek stap deur die kamers en daar op daai bedjie, 'n dokter se kamer lê wragtige vrou, poedelnoedel, nie 'n draad klere aan hy lyf nie. Hy sê, "Jene, Koos, dis gevaarlik, wat doen jy?" Hy sê, "Ek is ordentlik." Ek sê, "Kan ek help?" Sy sê, "Ja, kom tot by my. Ek het in geen 3 jaar 'n man gesien nie." Hy sê, "Wat doen jy toe?" Hy sê, "Toe kom ek tot by haar dokter en ek drup 2 druppels hygiene in elkeen van haar oë." Hoe sien dat nou wragtig mans wat teleurgesteld lyk dat die storie so ordentlik geëindig het? Nee, magtig. Hoekom sal ek dit vertel? Want if you want to change being, you have to change seeing. En ek wil graag vanmiddag, of is dit nog vanoggend, so 'n bietjie hygiene in julle oë sit. Wie van julle werk amptelik met tieners? Kan ek gou sien? Dis julle bediening, wonderlik, want dit is nogal 'n bediening, mense moet geroepe wees daartoe, definitief.
Weet julle, my koneksie met die tieners het begin deurdat ek in 1999 gevra is om by die Hoërskool Durbanville 'n speech van 'n uur te gee oor goeie maniere en etiket. Ek sê, you must be joking. Dis die boringste onderwerp, jy weet. En buitendien is nie my job nie, ek kikker mense op. En toe skielik dink ek, maar hoe kry jy 'n tiener se aandag op jou? Want een van die grootste vrese wat hulle het, is om 'n rukker te begaan. 'n Rukker is, jy waai vir iemand, dan kom jy agter hulle waai eintlik vir iemand agter jou. You just wanna die. Want kyk, daar's bitter min dinge so fragiel soos die selfbeeld van 'n tiener, né? Dis ook hoekom hulle wil blend, want hulle voel veiliger in die groep. Hulle wil nie uitstaan soos 'n suurduim nie. En dit skiet my te binne dat ek goeie maniere en etiket aan tieners kan verkoop, as ek dit noem, is jy cool of common. Want hulle wil nie common wees nie, hoor. Almal wil cool wees. En net daar skaak ek toe daai woord, cool, wat toe die modewoord was en nog steeds tot 'n mate is, alhoewel ek hoor deesdae daar's allerhande kief en juice, allerhande woorde, maar dit beteken you the man or the woman. En wraggies julle, na die praatjie, wat die kinders my letterlik staande toegejuig het, want hulle was nie verveeld nie. Jy weet, gewoonlik sit hulle, ja, ag, shut up, hulle is ongeduldig. En toe besluit ek gaan bietjie smokkel. Toe kom ek by Hoërskool DF Milan, en hulle sê toe, ons wil nie net 'n uur praatjie nie, ons wil 'n jaar kursus hê, met ons arge standaard 9, dis die graad 9 kinders. Julle, dit is die ouderdom vis nog vlees, wat ook tekenend is van die tienertyd, jy weet, daai uitsorteertyd, die vulseltyd, jy's tussen groot mense kind, en toe moes ek 'n kursus ontwikkel rondom sekere lewensvaardighede. En in die proses het ek vir die eerste keer ontdek, omdat ek al die tieners, 250 van hulle gehad het, om in briefies en met my te praat oor die dilemma's van die tienerwêreld, het ek besef, ek het oorspronklike stof en oorspronklike inligting oor wat hulle pyne en plesiere in die lewe is. En in die proses het ek toe die boekie ontwikkel saam met 'n klomp wat cartoons ingeteken het, en daar's nou al 50,000 van die boekies verkoop, wat net dui op die groot verlange na 'n paar hot tips. Want hulle mag maak asof hulle nie geïnteresseerd is in haar tips nie, maar hulle is, hoor. Want hulle besef hulle het nog nie al die antwoorde nie. Goed, en toe, dit het toe nou lekker gegaan. Ek het by klomp skole landswyd elke keer in 'n saal gepraat met al hierdie kinders, maar hulle sit van graad 8 tot matriek voor jou. Jy kan ons nou nie oor byvoorbeeld seksualiteit dieselfde praat met 'n graad 8 en die koetsparty van hulle is nog so verskrik as hulle die woord tong in die long hoor, dan pas hulle omtrent uit. Maar in elk geval, maar jy kan nie bekostig om nie redelik pront met matrieks daaroor te praat nie, want party van hulle weet meer as jy verstaan julle. So met die gevolge is, ek besef toe daar moet iets anders kom, en toe ontwikkel ek my triomfantelike tienerkursus, wat beteken dat ek 'n week by 'n skool deurbring, en op die maandag is die graad 8's as 'n groep voor my, en die dinsdag die graad 9's, en so beweeg jy aan. Want as jy vir 4,5 ouderdom spesifiek met tieners praat, in 'n taal wat hulle verstaan, en jy lyk asof jy nie verwilderd en verskrik is oor alles nie, dan luister hulle na jou. En dit was vir my een van die mees bevredigende dinge wat ek nog ooit gedoen het, want as jy na die tyd hoor wat die tieners in die geheime plus en minus terugvoeringkie gee, dan besef jy dat party van hulle het al lankal gewens iemand wil 'n intervention bewerk. Want weet julle, die blootstelling aan portuurdruk is so groot op hoërskool, dat dit amper onmoontlik is om daai knelgreep te breek. Want hulle wil behoort. They want to love and be loved, fooi tog. They have this irresistible desire to be irresistibly desired. Goed, se party van hulle is so verwese as hulle agterkom, hulle wou eerder mooi gewees het as slim, want ouens kan beter sien as wat hulle kan dink. Fooi tog. Julle, ek wil gou net vra, is dit
Is tieners nog kinders of is hulle klein groot mensies? Want weet julle, as jy luister na hoe hulle wil behandel wees, dan wil hulle eintlik soos groot mense behandel word. Het julle al agtergekom, né? Hulle het 'n drang, hulle het 'n hele paar drange op daai ouderdom. Dit is Sturm-und-Drang, maar een van die drange is dat hulle ouers wil afsê as hulle leiers. Hulle wil nie meer ouers hê nie. Hulle sal hulle af en toe konsulteer op 'n konsultantbasis. Hulle wil eintlik nou die leiers en die bestuurders van hulle eie lewens wees. Die probleem is dat hulle is nog nie in staat om dit te doen nie. En ek dink dis ietsie wat belangrik is. As ons beledig word omdat ons nou kastig inmeng of so, moet jy jou ruggraat sterk hou. Want daai kind se brein is nie lekker nie. En dit is wetenskaplik bewys dat in die tienerfase, om die waarheid te sê, tot op 25 en party 28-jarige leeftyd, is die prefrontale lob in terugsnoeiingsfase, met ander woorde, besig om gereed te maak om komplekse breinaktiwiteit te kan hanteer. Wat is die sterkste ding wat werk? Die limbiese stelsel, en die probleem is dat hulle het nie impulsbeheer nie. Sit daarby 'n mentaliteit van I want what I want when I want it, dan het jy 'n lethal cocktail, verstaan julle? Omdat hulle in elk geval aangetrokke is tot gevaar, tot opwinding, tot risiko. Hulle is hoë risiko mense, hulle is adrenalien junkies, wil die mens amper sê. En weet julle, as hulle nog dopgehou word deur hulle portuurs, dan dryf dit hulle nou tot groter waagstukke. Is dit 'n baie gevaarlike situasie? En sit daarby die feit dat hulle in 'n kultuur leef waar drank eintlik nie meer die domein van groot mense is nie, en ek is bevrees party groot mense moet daarvoor blameer word, want hulle laat dit so lekker lyk, né? En daar is eksperimentering tydens die tienerfase met die groot mens dinge. Goed, julle, toe my seun in graad 10 was, die oudste ene, waarvoor ek 7 jaar geoefen het, it was not due to lack of trying, so ek is gefascineerd deur dit. Hy kom by my die dag, hy sê, ma, ek wil nou nie langer rondsneek nie, ek wil net vir ma sê, ek rook. Maar ek is so naïef, ek dacht hy bedoel hy's hot. Toe besef ek later, hy praat van daai if life sakke sigaret type verrook, julle verstaan, ek sê mag nie seun, maar my tweede gedagte is, het ek die kind destyds te kort geborsvoed? Of dalk te lank, dalk het hy by my aan die suigaksie gewoond geraak. Julle weet, die een ding wat die maas met my sal moet saamstem is ons is baie verskrik, né? Kyk, ek bedoel, jy's verantwoordelik vir alles van wetmaat nat maak tot moord, maar ek maan myself tot kalmte, ek sê, seun, kry jy te veel sakgeld, ons kan dit verminder, hoor? Jy gym, so en jy's trots op jou lyf, en jy weet, dit is baie sleg. Dink jy dalk jy seksie vir die girls, want hulle dink dit is soos om 'n asbak uit te lek, dit is nie seksie nie. So wat is die rede? Hy kyk so, hy sê, ma, ek hou van die smaak. Julle, en ek ontspan onmiddellik, want ek gee vir die kind oor 'n wye spektrum van smake kos. So daai een is nie my skuld nie. En ek sê vir hom, okay, dankie seun, jy weet, ons het in ons huis maar min reëls, maar een van die reëls is, dat die waarheid ons sal bevry, en daarom wil ek sê, dankie dat jy vir my kom sê het. Maar net om te wys hoe die waarheid jou wil bevry, wil ek vra dat jy dit vir pa ook gaan sê. Maar ek kon sien op sy gesig, hy wou glad nie so bevry wees nie. Hy sê, is maar ernstig. Ek sê, ja seun, pa dink al klaar, hy hoor alles laaste of glad nie. So asseblief, ek wil hê jy moet dit sê, jy is mos nou groot genoeg om 'n rocker te wees. Julle, hy sê, you drive a hard bargain, ek sal wag vir die gepaste oomblik. Ek sê, nie, die een gaan nie gekom nie, jy sal hom moet skep. 2 aande later aan eettafel, ek lieg nie vir julle nie, leen hy oor na my, sê, is dit nou 'n goeie tyd? Ek het al skoon vergeet waaroor dit gaan, ek sê, wat? My man kyk op van sy snoek, hy sê, wat se gesoetjies praat is dit, seun, dis onbeskof, ons sit almal hier, sê hardop wat jy wil sê, pa, ek rook, maar julle soos onbliklike slegte spysvertering aan daai tafel. Haar
die suster, 2,5 jaar jonger, kyk van haar pa na haar broer soos by Wimbledon, sy gaan dit nou geniet, want sy is 'n slag nie die hoofkarakter nie. Sy broer Boetie, wat 7 jaar jonger is, hy is op my 38ste verjaardag gebore, 'n laat vonkel in die Here se oog, en dit is so lekker met sulke laat lammetjies, het julle geweet die Engelse taal het nie die woord laatlam nie. Ek vra nou die dag by 'n klomp Engelse, autumn leaf, sê die een dan, ek sê nie, dit klink te shriveled, dit kan nie waar wees nie. A blessing, sê die ander, ek sê nie, almal is blessing, so ons het al woord laat lammetjie, in elk geval, nou ek het hom klein gehou, julle, ek het saam met hom gebad, hy was ons bedmaatjie, hy was 2 jaar my permanente borsveld aan albei kante, en toe ek een aand by hom in die bad klim, hy was so 4, né? Toe ek so sit, toe sê hy, mamma, dis lekker om saam met mamma te bad. Ek sê, hoekom sê jy so my skat? Hy sê, want mamma maak min water baie. En op 'n afdag is dit vir my soos 'n vaandel bo my. Toe maar Els, jy is die tipe ma wie se kinders in jou hoogwater kan bad. In elk geval, daai ouetjie klim onder die tafel en ons het hom vir 'n tydjie nie gesien nie. Ek draai na my man, ek sê, pa, jy wat al 30 jare pyp rook, wat sê jy vanaand vir ons seun? Die vrouens sal dit herken as die remote control tegniek. In elk geval, my man wat 'n prokureurlike tipe was, ons is nou afgetree, gelukkig kan hy dink op sy voete en in daai geval op sy sitvlak, hy kyk net so, hy sê, seun, het dit al 'n houvas op jou? Nou wil my seun nie erken, hy paf al van laerskool of iets nie, hy sê, nee pa, dit het darm nog nie houvas nie, hy sê, so jy kan dit nog los. Hy sê, as ek moet pa, hy sê, seun, jy moet. Wag net 'n oomblik, julle, en daar gaan hy na sy TV-stoel, hy gaan haal sy pyp. Hy sê, sien julle die pyp, ons sien hom, daar sal 'n gat in die steel gebyt van sy lang oogtand. Hy sê, hierdie is een van die vreugdes van my lewe, maar dis vanaand 'n hou my dop beginsel. En dit beteken nie, hou my drankie laat ek in die swembad spring nie. Dit beteken, kyk na my seun, oor hoe jy moet leef, en daarom sit ek vanaand amptelik hierdie pyp neer. Voorgetuies, het ek van jou 'n teenprestasie seun. Julle, ons kyk almal na ons seun, en ek sien eintlik hoe klap die deure in sy gesig toe. Hy het nie 'n keuse nie, daar sit pa en seun blad oor die slaaibak. Nou weet julle wat in my lewe aangegaan het daarna, my man het skelm om hoeke gerook, en my seun ook. En nou is dit waar ek kredietwaardigheid voor tieners kry, toe daai einste seun, 'n ervare roker teen daai tyd op universiteit kom, toe is dat dagga, the weed. Ag, en is goedkoper as lollipops. Almal doen dit vir self-medication, yeah. En hy gaan dit ook draai, tot ons hom moes gaan haal, want toe weet hy nie meer wie hy is nie, maar hy sien in die televisie die waarheid oor die lewe. Toe is daai kind so hoog, julle, dat hy dit 3 weke in 'n inrigting gevat, voordat hy besef het, hy is nie daar om ander mense te help nie. En 'n ou van 22, wat op kroniese breinensiemmedikasie gaan definitief 'n paar keer sê, hy mense weet nie waarvan hulle praat nie, ek is fine, want jy mag nie alkohol gebruik, terwyl jy kroniese medikasie gebruik nie. So elke keer dan los hy dit, en toe besef ons gaan nie vir hom weer in 'n grand inrigting sit nie, want hy is daar op 'n tipe vakansieplekkie, as beraader. Ons sit hom in Stikland, waar hy een oomblik nog dink, hy's wie hy is, en die volgende oomblik toe raak hy wakker in donker Afrika, toe staan nie een wit gesig om hom nie. En daar het hy op die harde manier geleer, dat jy jouself elke keer 'n paar maande terugsit, as jy jou pille los. En weet julle, toe hy as bipolêr gediagnoseer word, en ons daai pad saam met hom begin stap, toe besef ek, dat daai storie waar is, van die boer, wat die eier op die bergtop gekry het, en gewonder het, wat soort eier is dit, toe sit hy onder een van die broeishoenders, waar sy toe so tyd lang sit, en daar broei wragtig 'n arendjie uit, dis 'n bekende verhaal, maar dis 'n relevante verhaal, as dit by tieners kom. En wragtig die ou arendjie pik nou maar daar gruisies op, mieliegoedjies daar, saam met die ander hoenders, en is later 'n mooi opgeskote arend,
En op 'n dag hang daar bo hulle hok, bo die plaas 'n magnifieke voël, pikswart met goue vlerkpunte, en hy sweef daar majestueus. En die arend sê vir sy broers en susters, "Chips, julle kyk daar, wat's dit?" Hulle sê, "Dis die arend, is die koning van die lug, ons is van die aarde, ons is skrophoenders." Hy sê, "That's like." En so raak hy groot, en op 'n dag toe vrek hy 'n hoender, want dis wat hy gedink het hy is. En ek glo dat baie tieners krap in hoenderpoefies rond, terwyl hulle bedoel is om te sweef. En ek wil graag my bydra lewer, om op watter humoristiese of dramatiese wyse ook al, aan hulle so 'n paar vaardighede te gee. Want julle, hoe lyk die wêreld waarin hulle groot word? Kyk, in elk geval het die jeug 'n tipe klub, wat die volgende generasie of die ouers nie eintlik veel toegelaat word om al die dingetjies daarvan te weet. Ek bedoel, as my ouers weet, en ek was 'n ordentlike meisie, al die tipe goedjies wat ons gedoen het, toe ons so matriek was in bosse en so, julle weet, vir matriekparties en so, maar nee, hulle het net gebid en dit het gehelp. So hier's my punt, julle. As 'n mens kyk na hulle wêreld, het vandag se tieners ten minste 10 whammies teen hulle. En ons kan baie lank daaroor praat, maar laat ons nie die een geweldige probleem beskou. Want ek moet praat oor sosiale knelpunte. En dit is, they are digital natives. Ons is die digital immigrants. Die van ons wat daarom kan nog die dingetjie doen. Julle, daai kinders, en dit is getoets, sal 20 uit die 24 uur, as hulle ongehinderd is, sal hulle op hulle slimfone of tablets of rekenaars deurbring. Want daai ding is nie net vir hulle, jy weet, soort van kommunikasie nie, en wat ontsettend belangrik is vir 'n tiener, nee, die netwerking, die feit dat dit anoniem is, hulle kan agter 'n maskertjie skuil, die feit dat hulle lyk asof hulle baie vriende het, maar hulle het hulle nog nooit gesien nie, die feit dat hulle gekonnekteerd is, maar dis ook waar hulle flieks kyk, waar hulle musiek luister, waar hulle inligting inwin, oor enige iets waaroor hulle nuuskierig is onder die son, ongefilterde inligting. They right there at the fingertips. Met ander woorde, die sosiale netwerke steel geweldig baie van die fokus van ons kinders weg. En as hulle dan nie baie sterk volwasse mentors en rolspelers het, wat intree en op 'n normale wyse met hulle interakteer nie, dan is daai digitale wêreld hulle bron van alles. Seksvoorligting en julle dis genoeg om jou nekhare te vang en laat reis. Ek praat baie met kinders oor hulle seksualiteit, omdat ek nie skaam is, julle dit seker agtergekom. Ek is nie skaam nie. En woorde sal ons ook bevry. Maar hier's die punt, dat die boodskappe wat na hulle toe kom is, onder andere, dat dit is nie 'n kwessie van of jy seksueel aktief op hoërskool gaan wees nie, dis wanneer jy dit gaan wees. En weet julle dat hierdie storie van die groep en almal doen dit, is so 'n magtige stem wat opklink in hulle ore, dat dit vat 'n baie sterk waardegedrewe tiener om daarteenstaande te bly. Want onthou, julle eerste instink is om met die groep saam te voel. Jy wil tog nie die enigste een wees wat nie genooi word na funksies nie. Jy wil nie die enigste treurkoek in matriek wees nie. En dan sê hulle onder mekaar goed soos, to be a virgin, what an outdated concept. Kry dit verby man, dan is daai spanning ook weg. So julle, ja, daar skat ouens dit aanbied om die diens te lewer, mens noem hulle cherry poppers. Nee, ek sê vir julle, daar is goedjies wat 'n mens laat rondrol in die nag as jy van al hierdie goedjies weet. Maar die feit bly staan, dat kinders benodig leiding, tot hulle op hulle eie voete staan. Hulle het 4 groot behoeftes. Hulle wil hulle eie identiteit ontwikkel. En weet julle, 'n gesonde bousteen van mense identiteit is ook jou koneksie met God. En baie jong mense het al hoe meer, ek wil amper sê anti-establishment, skepties oor baie van die waardestelsels van die vorige bedeling. Baie van hulle voel die kerk is te veroordelend.
Die hele idee van jy mag en jy mag nie en dis taboe en daar jou hand sal afval as jy daar vat, etc. Al daai goedjies, né? Hulle begin voel dat hulle wil hulle eie stel waardes ontwikkel. En dan is hulle ook ongelooflik krities oor byvoorbeeld ouer mense. And they will sniff out fake and phony op 'n afstand. Hulle crap detectors is briljant. Met ander woorde, hulle is ook nie so altyd beïndruk met die rolmodelle wat hulle om hulle sien nie. En weet julle, party ouers is nie fantastiese voorbeelde nie, hulle is eerder aaklige waarskuwings. Wat ook nie 'n slegte idee is nie, ten minste klik hulle dan hoe hulle dit nie moet doen nie. Maar ek dink nie dis eintlik wat ons rol is nie. Maar hier is my punt julle, dat ons nie regtig, omdat hulle skepties is, maar onthou wat is hulle generasie? They the entitled generation. Hulle is ongeduldig, dinge moet vinnig gebeur. Hulle kan 5 goed gelyk op die internet hanteer. Mense wat dink, tieners het nie 'n goeie aandagspan of fokus nie, is heel waarskynlik reg oor die aandagspan, maar hulle is net so wat dit kom by inligting wat hulle wil by mekaar, maar goed wat vir hulle belangrik is. Natuurlik 'n stuk akademiese werk wat hulle moet memoriseer. Ja, jy weet, dit is nou 'n bietjie 'n moeiliker uitdagingkie daai. Maar die feit bly staan, hulle is in staat om geweldig baie goed gelyk te akkommodeer. Hulle is nie dom nie. Hulle is eintlik 'n baie skerp generasie. So hier is my punt julle, dat as ons hulle wil interesseer, moet ons begin om te verstaan presies hoe hulle koppe werk en dinge aanbied op 'n vlak sodat hulle dit kan verteer. En daarmee bedoel ek nie flirteer met die wêreld nie. Ek bedoel die manier hoe ons dit aanbied. En omdat hulle so aangetrokke is tot die sosiale media, is dit juist die manier wat ek dink mense hulle aandag kry. Omdat hulle kan met PowerPoint goeters en met vinnig bewegende, selfs klein cartoontjies of flitse, kan hulle baie vinniger 'n prentjie kry, as wat jy met lang woorde vir 'n kind sê, byvoorbeeld op 'n Sondag, nog goed wil leer. Hulle is lank daaraan blootgestel, hulle switch af. Maar as jy dit opwindend maak op hulle vlak met interessante prikkels, dan dink ek persoonlik dat tieners gaan mank aan opwinding. En die tipe opwinding wat jy kry, soos wat ek vroeër ook hierso met groot verwondering gehoor het, die natuur, avontuur, uitdagende goeters. Wat se uitdaging het hulle, julle? Baie van hulle het geen uitdagings nie. Sport is die groot arena. Maar wat van die natuur? Dis asof hulle met hierdie ure, jy weet, met hulle eie masjienkies en hulle eie voentjies, is heeltemal afgesluit raak van die wêreldse stimuli, wat ook vir hulle kon gehelp het met hulle identiteit. Die tweede groot drang of behoefte van jong mense is, hulle wil liefde buite die gesinsverband ervaar. Kyk, as jy nou kinders se aandag wil kry, dan moet jy met hulle praat oor die dinge van die lewe. Hulle is geïnteresseerd. Hoekom? Want hulle is geslagsryp. Dis waaroor tienerskap gaan. Hulle is voorbereid, deurdat hulle hormone gereed is daarvoor, om juist nou 'n oumaatjie te soek. En as 'n mens dan 'n bietjie spot met die hele ding van die birds and the bees en Valentines, jy weet die een briefie wat die meisie kry, I think of you when I am dreaming, that's why I always wake up screaming. Hulle like it, want dit klink vir hulle lekker, né? Dan vertel ek vir hulle van hoe my man, wel is eintlik die hoofseun, wat my in standaard, dit was toe standaard 11, nee, het was standaard 9, dit was standaard 9, nou graad 11, leer soen het. Weet julle, daai kinders hang omtrent aan jou lippe. En as jy nou sê dat jy toe na 7 jaar later, nadat jy hom 'n paar dinge bygeleer het, toe maar met hom getrou het, julle dan klap hulle hande, hulle is mal daaroor, want in elkeen se hart is 'n behoefte om iemand spesiaal te hê. Maar boeta, mens moet soms 'n hele paar paddas soen voor jy by jou prins of prinses uitkom in die proses, né? So, dit is dan die derde ding, is dat hulle ook soek na die betekenis van alles. En dis waar ek dink die kerk 'n kardinale rol kan speel. Want hulle wonder oor, hoekom ek hier, en hoekom is ek hier, en waar gaan ek heen?
En ek glo dat Blaise Pascal was korrek toe hy gesê het dat toe God ons gemaak het, het hy 'n vakuum in elkeen van ons geskep wat net hy in pas. En weet julle dat die kinders het 'n behoefte, nie per se aan georganiseerde godsdienst nie, want baie assosieer dit met nog verveling, maar definitief aan God. Hulle het 'n behoefte aan God. En hulle het 'n behoefte aan 'n waardesysteem waarmee hulle veilig deur die lewe kan gaan. Nou julle, daar's allerhande stemme wat opklink in hulle ore. Byvoorbeeld, in die werklike lewe sou 'n mens nie eintlik kan sê dat 'n kind tot 18, voor 18, enige regte het nie. Om die waarheid te sê, jy moet doen wat jou ouers sê as jy nog in die onderouerlike toesig is. Hulle kan selfs vir jou sê dat jy moet kerk toe gaan, of dat jy 'n ekstra sakgeldjie iewers moet gaan verdien. Hulle kan sekere reëls in die huis op jou van toepassing maak. Maar die wêreld vertel vir hulle het geweldig baie regte. En iets wat vir my byvoorbeeld onlangs opgeval het toe ek Dr. Eve se seksboek vir jong mense gelees het, is wat sy alles uiteenstippel van hulle regte op die seksuele gebied. En onthou, hulle is onmiddellik daarvoor oop. Is dat jy het die reg om seksueel aktief te raak net wanneer jy wil, want jy het die nodige toerusting. Quite frankly is dit eintlik korrek. Ek bedoel, selfs die beste ouer kan nie 24 uur van die dag sy of haar kind beskerm en in die oor fluister, sê nou ja, sê nou nee, hier is ons in 'n oerwoud, vat die linkerpaadjie, vat die regterpaadjie nie. Jy kan bloot die beginsels en waardes deponeer in hulle harte en glo dat dit sal inkiek op die stadium wanneer hulle dit die nodigste het. Maar die wêreld daar buite vertel vir jou van allerhande regte wat jy het. Gelukkig kom die stem ook na vore dat jy die reg het om beskermd te wees. Jy het die reg om te sê nee as jy ongemaklik voel. Jy het die reg om aan te dring dat jy kan wegstap. Maar julle, ons land verkeer in 'n totale seksuele krisis. Ons is die topland in omtrent al 5 van die mees gruwelikste seksuele dinge, naamlik die vigspandemie, die bloedskande, die ongewenste tienerswangerskappe, die, julle weet, molestering, verkrachting. Laat 'n trotse kampus soos die Maties nou 'n verkrachtingskultuur het. Ek bedoel, kan julle hoor in watter wêreld? En ons het vroeër gehoor oor die gebroke huise. Julle weet wat is 'n ander spin-off vir 'n tiener van 'n gebroke huis, is daar's nou skielik mense wat nie regtig bloed van jou bloed is nie, wat saam met jou intieme dinge deel. Daar is sprake daarvan dat hulle verward raak oor die werklike rolle. Dis dinge wat hulle nie gevra het nie, julle, maar dis die realiteit waarmee hulle moet deel. En in die proses raak tieners verward. Hulle het sekere drange en behoeftes en hulle het sekere geleenthede wat ons nie gehad het nie. Ek bedoel, toe my dogter in matriek was, en dit is 'n ordentlike top Afrikaanse skool, het hulle met matriekpartytjies, was daar geen ouerlike toesig nie. En is daar op een stadium tot haar groot skok en ontsteltenis gesê, hoorie, julle kappeltjies kan maar in die kamer ingaan, maar my ma hou net nie van kolle op die dekens nie, so wees versigtig. Dis die tipe verskuiwing van die waardesysteem. En ons kinders het baie helder en duidelike antwoorde daaroor nodig. En ek dink hulle is honger daarvoor. Verder kom ek agter dat die tieners nie lees nie. Julle, en dis vir my 'n geweldige probleem. Nou die dag praat ek oor Moeder Teresa voor 'n skool. En ek sien 2 tieners, die een sê vir die ander, wie se ma? So dink ek, joh, ek moet aanhou praat. Julle, hulle is dood. Die kinders is wat my betref dikwels so oningelig. Hulle leer nie eers deur ander mense se foute nie. Dis asof net hulle eie ondervinding. Ek wil die waarheid vir myself ontdek. En dit is 'n gevaar, want dis proefondervindelik, julle. Die groot probleem met baie tieners is dat hulle nie gesonde selfdink het nie. En daarom as ek begin met tieners praat ek geweldig baie oor die belangrikheid dat jy jouself helder moet sien,
vry van oogvirusse, soos vergelyking met ander, kompetisie met ander, en die ontsettende kritiek wat hulle teenoor hulle self het. Ek bedoel, party van hulle is so selfkrities, hulle styg nie uit nie, hulle is net soort van, I'm so average, I'm nearly invisible, en so gaan hulle dwars deur daai lewe. En as iemand in hulle rigting kyk, 'n ouetjie miskien, is hulle so dankbaar, dat daai waardes word somme opgeoffer, want ek is so, ja, ek hoop net nie, ek gaan hom verloor nie. En hy soort van, jy weet, en as jy my lief het, dan gaan jy dit demonstreer. Anders gaan ek na iemand anders wat dit sal doen. Weet julle dat hulle nie die innerlike krag het om te sê, noem my dan maar 'n chicken, maar ek is eintlik 'n vis, ek swem nou stroom op, bye. Hulle het nie die krag om te doen nie, want hulle is so gebrekkig in daardie never put a wishbone where your backbone ought to be. Maar as jy vir kinders kry om te besef, en dit baie ook te doen met hoe hulle groot gemaak word, dat dit waar is wat Dr. Seuss sê, today you are you, this is truer than true, there is no one around who is youer than you. As hulle begin besef, hulle het 'n je ne sais quoi, wat beteken, ek weet nie wat dit is nie, maar jy het dit, gebore met dit, wat uitstraal uit jou uit, dan begin hulle so bietjie, dink maar, jy weet, om assertief te wees, is om te sê, ekskuus, maar dit is waarvoor ek staan, en as jy dit nie respekteer nie, is jy nie vir my nie. Maar weet julle wat, het is die tyd van eetsteurnisse, oor hulle liggaamsbeeld. Ek praat nou nie eens van 'n puisie, wat nie hoort waar hy hoort nie, akneevel, nog erger, maar selfs, jou liggaamsbeeld. Byvoorbeeld, een van my vriendinne was so stand dit aggrond toe sy haar eerste ou liefde teëgekom het, en sy het gedink hy is die son, maan en sterre, en op 'n dag kyk hy haar so van die kant af en hy sê, hey, trek in jou maag, jong. En sy het in haar gees, haar jong, fragiele gees, besluit niemand sal ooit weer die reg hê om daai kwetsende woorde vir haar te sê nie. Sy het nie besef die fout lê by hom nie. Sy het hom nie gestuur na waar hy heen moes gaan nie. Sy het dit geïnternaliseer en sy het 1 kilogram weg van die dood beland in Kenilworth vir anorexia nervosa. En die interessante is, dat baie tienermeisies, en veral tienermeisies, koop vernietigende boodskappe, dat hulle haal nie die paal, as hulle nie soos of so lyk nie. Julle, dis alles die kwesbaarheid van die tienertyd. Daar is soveel fasette rondom tienerwees, dis eintlik 'n vakgebied heeltemal op sigselfs. En ek dink as mens geïnteresseerd is in tieners, moet 'n mens so wyd as moontlik lees. Die statistiek laat redelik jou sleg slaap s'nags. Want ek bedoel, as jy alles moet glo wat gesê word, ek was nou die dag so geskok toe ek hoor dat ten minste 30,000 skoolgaande meisies raak swanger, waarvan amper 800 in die laerskool. En onmiddellik kom daar in my kop die prentjie dat kinders nie veronderstel is om kinders te hê nie. En ek dink, ja, maar vroeër jare was dit 'n verskriklike stigma. Al hoe meer vandag is ouers bietjie filosofies daaroor en sê, ag weet jy, dan is dit so en ons sal daai kindjie versorg. En daarom gaan party van die meisies weer terug skoolbanke toe en maak klaar. En dan teks hulle vir mekaar, ag my ou babietjie is die grootste seën in my lewe, soos 'n baba veronderstel is om te wees. Maar die kind het nie volle verantwoordelikheid vir die baba nie, die ouers het dit aanvaar, namens die kind. So julle, ons leef in 'n wêreld wat baie ander norms en waardes het, as wat ek dink, die skrif. Julle weet nou, baie jong mense reken God is 'n pretbederwer. Daar's net nee. Daar staan baie duidelik dat ek julle nie wil belas met my reëls nie, maar julle wil beskerm. En ek dink dat 'n tiener wat grootgemaak is in die gedagte dat ek beskerm is deur hierdie verskillende strukture om my, is iemand wat innerlik sekuur raak. Iemand wat weet, maar ek kan staan by wat ek glo, want daar's klomp ander om my, wat ook, ek kry baie dikwels in die terugvoering, dat 'n tienerdogter vir my sê, Tannie, ek het soveel druk
van my kerel om seksueel aktief te raak, maar na wat Tannie vandag gesê het, weet ek, dit is die regte besluit om dit uit te stel, tot ek emosioneel in staat is om die reperkussies ook van verwerping te kan aanvaar, want ek sê vir hulle, daar is nie 'n kondoom wat jou hart kan beskerm teen aan fyn flenterstukkies breek nie. Jy kan beskermde seks hê, maar jou gees, jou emosies, jou siel is onbeskermd, want dit is waaroor die seksuele gaan. Dis veronderstel om die kroon te wees op 'n liefdesverhouding tussen twee instemmende volwassenes. Julle en ons praat nog nie hier met volwassenes nie, al dink hulle is groot, hulle is nog nie, hoor. En ek dink dis uiteindelik waaroor dit gaan, dat ons vel maar so dik moet wees. As hulle vir ons sê, jy behandel my soos 'n kind, sê nee, jy weet, ek toets net 'n bietjie, is jy al in staat om volwasse besluite te neem? Die laaste groot behoefte van tieners is dat hulle moet gelei word om 'n beroepsrigting te vind, waarin hulle ekonomies onafhanklik van die ouerhuis kan raak. Dis 'n geweldige diep behoefte om regtig hulle vlerke te kan sprei en op eie bene te kan staan. Maar ons weet dat daai proses vat vandag baie langer. Baie van tieners van ongeveer 30 jong mense woon nog steeds by hulle ouers, want dit is te duur vir hulle om vir hulle self 'n woonplek te gaan koop, of huur selfs. So, dis 'n heeltemal 'n veranderende wêreld waarmee ons werk. Maar een ding weet ek, en dit is dat die kerk is 'n ongelooflike belangrike faktor in die tieners se ontwikkeling van 'n positiewe selfbeeld en selfidentiteit. Want as jy weet, ek is nie perfek nie, maar God het my eerste lief gehad. Dis 'n diep bron van sekuriteit. Anders gaan soek hulle dit elders, julle. Hulle gaan soek dit elders, want baie van hulle vind dit ook nie eers by hulle ouers nie. Een van my ou groot helde is maar James Dobson, met sy focus on the family. En James Dobson glo dat ouerlike gesag en dissipline, gebrek aan dissipline, is die hoofoorsaak vir tieners se moeilikheid. Want dit is asof om 'n grens daar te stel vir baie ouers net te veel is. They so approval seeking by hulle kinders dat hulle kan nie hulle voet neersit nie. Tot hiertoe en nie verder nie. Dis is 'n ouerhuis, dis nie 'n kinderhuis nie. Nou moet ek vir julle sê dat daardie dissipline is volgens James Dobson 'n verlore kuns, 'n vergete vaardigheid. Nie dat kinders eintlik altyd mal is oor die dissipline nie, maar na die tyd sê hulle vir jou dat hulle het veilig gevoel binne die grense wat hulle geweet het. Want jy het nie sommer net gesê, omdat ek so sê nie, jy het dit mooi verduidelik as ouer, dat dit is die rede hoekom inkomtye. Weet julle, ek het nou die dag gepaard, vra ek vir die kinders, okay, so julle mou nou oor inkomtye. Wanneer sou jy ingekom het as jy van self kon besluit wanneer jy kan inkom in die aand in die huis? Nie daai nag nie, Tannie. Dus ek verstaan julle hoe dan moet daar inkomtye wees, want 'n inkomtyd is vir 'n ouer soort van 'n klein wekkertjie. Trrr, is die kinders almal veilig? Okay, nou kan ons gaan slaap. En julle, ons het ons slaap nodig, né? Maar nou onmiddellik is daar paniekstasies. Dit is hospitale bel, dis polisiestasies bel, en dit net oor 'n kind wat besig is om die grense te probeer verskuif. Want hy is nou al groot genoeg, hy hoef nie meer te tel onder oor hierdie ouerlike gesag wat vir hom verstikkend is nie. En eens inskiklike kinders kry skielik as gevolg van die tienerjare rebellie. Hulle is nou sommer klein onbeskof. En hulle sal vir jou sommer 'n ding sê soos ek haat jou. Ek sê dikwels vir kinders, ek sê as jy vir jou ouers sê ek haat jou, kan jy net soveel 'n mes vat en dit in hulle hart steek, want dit is presies dieselfde geweld. Met ander woorde, en weet jy, dit is nog 'n ding. Dit waaraan die kinders vandag blootgestel is, desensiteer hulle vir geweld. Dit desensiteer hulle vir verkrachting goeters. Dis asof hulle in hierdie rekenaarspeletjies wat so realisties is, wat hulle doodskiet daai goeters, dat hulle net sowel aan sien hulle iemand word op straat doodgeskiet en hulle klik nie, dit is nou rarig nie. Dit voel nog steeds maar eintlik soos daai rekenaarspeletjie. Dit is die afplatting wat kom. So julle,
Die kerk kan nie net sê, wel, die kinders wil nie na ons toe kom nie, so ons moet hulle nou maar net los nie. En daarom het ek vir Dominee Frikkie gesê, ek is so opgewonde oor die volgende sessie, wat hier ter sprake gaan kom, en dit is dat daar 'n verslag is. Ek sien baie uit daarna om dit te hoor. Maar my gevoel is, dat die kinders is oop vir oortuiging, julle. Hulle is oop vir lering. Hulle is oop vir enigiets wat vir hulle ligvoets deur die lewe sal gaan, want hulle wil nie met 'n blok aan hulle been deur die lewe gaan nie. Hulle wil ligvoets dartel, soos wat hulle bedoel is om te wees. En dikwels as ons praat, vertel ek van die sondagskoolkindertjies wat vir die eerste keer in die sondagskoolklassie sit. Hulle is 5, nog baie opgewonde. En die juffrou het 'n pragtige les gegee. En na die tyd sê sy, okay kinders, kyk vir juffrou, laat ons sien of julle mooi geluister het. Waar wil ons almal eendag wees? Die hemel, skree hulle. Sy sê, dis reg. En hoe moet ons nou weer wees om daar te kom? Dood! Skree die stralende gesiggies. En hulle is absoluut korrek. Life is a terminal condition, we ain't gonna leave here alive. En ek bedoel nou nie die kerksaaltjie nie, né? Nou die dag ry ek agter 'n lijkswa, daar op die N1 tussen die Parel en die Kaap. En dit is 'n groot swart ding, en met 'n gordyntjie en alles, ek ry met verskuldigde eerbied, en toe dammie die verkeer op, en ek land agter hom, en ek sien op hierdie groot swart wase, daar skielik 'n wit kol, en ek kyk so, iemand het wragtig 'n sticker op die ding geplak, arrive alive. En ek wil maar eers bloedig vervies, né? Ek dink ja, as jy respek vir lewe in ons land nie, en nou staan nie eens respek vir die dood nie, foja. En terwyl ek so ry, is dit asof my geestelike oë oopgaan, en ek besef skielik, hey, die van ons wat ons hand in die Here se hand gesit het, weet mos, die dood is nie die einde van die pad nie, man. Dis 'n deurgang na 'n verder heerlike avontuur. So ek het toe besluit, ek gaan my arrive alive sticker reghou, you never know. En dis soos hulle ook klink, as hulle die woorde hoor. Dis ek in die huis brand af. Al die mense, alles wat die mense het, is op en vuur en vlam. Gelukkig kom die brandweer. Hulle kom red die ma en die pa en die 3 kinders, maar al wat hulle het is hulle pyjamas, daar staan hulle verwese. En 'n joernalis kom sniffel vir 'n storie, en hy praat met die kleinste enetjie. Hy sê, are you very sad that you don't have a home anymore? I say, oh no sir, we do have a home. There's my father, my mother, my brother, my sister, and I'm also still here, but we don't have a house to put it in any longer. Nou soos ons hier sit, sê ek aan ook vir die tieners, moet ons een ding onthou, ons het huise, party geroeste dakke, party nie so lekker nie, maar ons, dis nie eintlik ons tuiste nie, want ons is nie eintlik van hier rond nie. Teilhard de Chardin was 'n Franse filosoof, en hy het gesê, we are not human beings having a spiritual experience every Sunday or so. We actually spiritual beings having a human experience now, but we on our way back home. En wat uiteindelik gaan die toppunt van sappigheid, van sprankel, van passie wees, as ek eendag daar by die groot prysuitdeling staan. Nie op 'n podium first, second, third, voet ek haal ek alweer nie die palie, maar sommer plat vlak, level with the gravel, en ek rapporteer oor wat het ek gedoen met dit wat U aan my toevertrou het. Sal dit nie wonderlik wees as ek my storieetjie vertel en ek hoor daarna, jy het die droom ontsyfer, jy het dit waargemaak met al die toerusting wat ek net vir jou gegee het. Welkom tuis my kind. That is what life is all about. En dan buig ek, en dan klap hy kinders hande, maar nie almal van hulle het regtig die leiding om te voel, daar is 'n droom in hulle gedeponeer nie, en dat hulle is gemaak deur 'n God wat die vorm vernietig het, nadat hulle gemaak is nie, want hulle voel dan so niks werd, hulle voel so lelik, hulle voel so nie raak gesien. En weet julle hoeveel druk is daar op tieners? Daar is van hulle wat selfmoord pleeg, want it's too high to come by. En ongelukkig, omdat ons as ouers besef hoe kompeterend die wêreld daar buite vir tieners is, en hoe moeilik party van hulle gaan werk kry as hulle nie absoluut uitstyg en gaan studeer en hulle self kwalifiseer nie, is daar nog druk van die ouers se kant af ook. In my eie matriekjaar,
in die middel van die jaar, het een van die mees geliefde seuns in die klas muurgif gedrink en gesterf, omdat hy dit nie kon vat, dat hy 'n druip rapport vir sy ouers moes huis toe vat nie. En daarom leer ek vir tieners, en ek laat hulle dit neerskryf, dat FAIL, F-A-I-L, staan vir First Attempt in Learning. First Attempt in Learning. En dat die hele lewe is 'n leerskool. En selfs al duik jy in die hek, dan moet jy onthou, dis jou beste leermeester, want daaruit leer ons, want nie een van ons is perfek nie. Ons leef met die lig wat ons het, en ons doen ons bes, van dag tot dag. Luister julle, ek kan letterlik 9 uur aanhoudend praat, jy moet my met 'n baksteen teen my kop slaan om my stil te kry, maar ek voel nie dis die kuns vandag hierso nie, ek voel dat ek ook nie met mense praat wat nie die dilemma al klaar deurdink het nie. Ek voel eintlik dat die krag lê nie van wat hier op die verhoog gesê word nie, maar die sinergie wat tussen ons lot is, wat 'n opregte hart het, om hierdie kinders te begelei. So, ek sou baie graag deelname uit die groep wil hoor, ek wil goeie nuus hoor. Ek wil nie dink dat die tieners in droves nie meer kerk toe gaan nie. Dit sal my baie ontstel, want waar moet hulle dan? Want die skole, gelukkig is daar nog baie skole wat sterk staan vir morele onderrig. Maar al hoe meer leef hulle in 'n gesekulariseerde wêreld en 'n geseksualiseerde wêreld, julle. Waar iets wat 'n gawe is wat ons van God gekry het, goedkoop gemaak word. Jy weet, as dit juk, kan jy krap. Kan julle hoor? Hoe word dit afgewentel tot 'n plat, basiese dierlike vlak? En hier is my punt, ons moet hulle weer sentimenteel maak vir die hoër waardes. Ons moet vir hulle laat voel, dis die moeite werd om na jouself te kyk en te weet, ek is geregtig om geluk te ervaar, ek kan die uitdagings van my lewe die hoof bied, dis waaroor 'n gesonde selfbeeld gaan, nie die beste nie. Jy weet, en die kinders geniet dit so as 'n mens sê, van die ou wat by die meisie kom kuier het, né? In die hele eerste uur vertel hy van al sy prestasies, die balkie soort van op sy kleurbaadjie, en hier na 'n uur kyk hy op, hy sê, maar genoeg van my, wat dink jy van my? Dan sê ons altyd, the ego has landed, né? En weet julle wat is interessant? Een van die fasette wat ek oor moes praat, was oor aanvaarbare gedrag. Dit is 'n kode wat hulle moet inkoop. En ek kry toe in die boek, baie beroemde boek van How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie, wat miljoene kopieë verkoop het op sy dag, dat as mense jou die eerste keer ontmoet, dan takseer hulle jou op grond van 4 goed. Nou oké, dis lekker, julle ontmoet my nou die eerste keer, so waarna kyk julle om te dink, wie is die vrou wat hier voor julle staan? Natuurlik, hoe ek lyk, so dis hoekom ek my nuutste rokkie aan het, is nog nie afbetaal nie, so moenie te beïndruk wees nie. Tweedens, kyk 'n mens na wat iemand doen, dis hoekom ek nie gaan grawe nie, al pla iets, want nou dink julle ek is arrig. Nou julle reaksie is mak teen wat tieners, hoor jy hulle akelig, né? Derdens, kyk 'n mens na wat mense sê, en nie net wat hulle sê nie, maar hoe hulle dit sê. Byvoorbeeld, as ek by mense kom en vertel, my liefling hond is verlede nag dood, dan sien hulle die vrou se audio en video pas nie by mekaar nie, né? Dis het hulle vraagteken. Ek sê, dis hoekom ek vandag so bly is ek praat met tieners, want julle crap detectors is uitstekend. En weet julle, die oomblik as jy dit sê, dan dink ek, ja, wagtig, nou daai tannie weet, sy moet nie hier vir ons probeer flou stuur, ons gaan dwars deur haar sien. En ek daag hulle dit uit, want as jy kernware noorddinge op hulle kompas sit, dan is hulle vir jou dankbaar, want nou weet hulle sal uit daai oerwoud kan stap. Baie dankie, of van my kant af wil ek net sê, dit is 'n voorreg om oor 'n passie van my te gesels. Ek kan regtig nog ure praat. Is daar iets wat julle op hierdie stadium met my wil deel, voordat ons luister na die goeie nuus van die volgende spreker? Is party van julle bekommerd of die kerk nog 'n impak op die jeug het van vandag? Of twyfel julle nie daaraan nie? Hoeveel jong mense kom nog kerk toe? In julle kerke?
Terloops, ons sien nie meer by ons in die NG Kerk eintlik die tieners nie, want hulle gaan nou in die aand kerk. Met gitare en goeters, want ons dienste is vir hulle te boring. So hulle is in die aand iewers besig. Ek ondersteun dat hulle in hulle eie taal bedien moet word. En dis 'n taal wat dalk party van die ou tannies in die kerk sal nie lekker wees daarmee nie, verstaan julle? Maar die feit bly staan, as jy 'n invloed wil hê op 'n tiener hart, moet hy daar wees om beïnvloed te word. So my vraag is die tieners nog aangetrokke tot die kerk? Maar dit is mos sommer net 'n klip in die bos. Wat gebeur nou, Frikkie? Kom ons gee net eers vir Elsie Bia. Elsie, baie dankie. Ek dink jy met jou visitekaartjie los hier, so jy gaan nog baie keer terugkom hiernatoe.